is 'n week weg van Goeie Vrydag, so vandag is wat ons op die Christelike jaarkalender Palm Sondag noem. Dis die Sondag wat Jesus in Jerusalem ingegaan het en wat hy op die donkie ingegaan het, vir hom palms gewaai het en gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid. Ons weet natuurlik, Hosanna is 'n lofuiting, maar dit beteken ook red ons. So vandag is 'n groot Sondag en dan die hele week wat voorlê tot die oploop natuurlik van Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. So ek wil aansluit by Dewald, moenie volgende naweek mis nie. Dis 'n besonderse tyd hier. Ek het gister eintlik so iets gehoor van iemand waarop ek eintlik so, dit was spottenderwys gesê, maar ek was eintlik so trots daarop, want die persoon sê toe, daar's toe nou aanspraak op die persoon se tyd ensovoorts vir volgende naweek, sê die persoon, nee, ek kan nie, want dis my hoogtepunt vir die jaar. So dis wonderlik dat mense nog so dink oor Paasnaweek en kom ons doen ook so. Nou ons gaan vanoggend en dan ook Goeie Vrydag gaan ons so 'n bietjie gesels oor 'n groot sentrale tema natuurlik van Paasnaweek, waaroor ons nie so baie altyd praat nie, want dit is nie die heel eenvoudigste tema om oor te praat nie, maar is so 'n ryk, so 'n diep tema om oor te praat, en ons gaan 'n bietjie gesels oor sy bloed, oor die bloed van Jesus. Nou, as jy vanoggend net gou gaan dink, ek wil jou regtig vanoggend prakties probeer help, as jy vanoggend gaan dink aan bloed in die tyd waarin ons leef, het sekere betekenis, dit is sekere waarde, nee, mense sal byvoorbeeld hoor, iemand het gaan bloed skenk, of as ons dink aan bloed, dan dink ons dadelik aan die hospitaal, nee, al die dokters, daar's baie bloed. As ons dink aan bloed, dan dink ons ook baie keer, jy weet, as daar ongeluk was, dan is daar bloed, as daar tragedie was, dan is daar bloed. Dis hoe ons in ons tyd ook dink oor bloed. Die naaste wat ons kom aan bloed vir lewe is eintlik wanneer ons dink dat bloedoortappings nodig is en dat iemand bloed skenk. Nou, in die antieke wêreld was dit heeltemal anders te gewees. Bloed het 'n ander betekenis gehad. Bloed het 'n ander waarde gehad. Bloed was as ware eintlik anders te aangewend. Dit was anders te gebruik. As jy byvoorbeeld gaan kyk na die geskiedenis en jy gaan kyk na net selfs na die heidense nasies, die nasies wat nou rondom Israel was, met al daai verskriklike name, die Moabiete en die Kanaaniete en ek weet nie wat se liete alles nie. Maar as jy na hulle gaan kyk, dan sien jy dit was heidense nasies wat afgode aanbid het. En dit was deel van hulle lewe om aanhoudend offers te bring vir die afgode. En baie van hierdie offers, of meeste van hierdie offers wat hulle gebring het, was bloedoffers gewees. So dit was die praktyk van die tyd, dit was nie snaaks gewees nie, daar was bloedoffers gebring, en dan was hierdie offers spesifiek in daai konteks gebring, so jy gaan nou die kontras hoor, was daai offers gebring om hierdie afgode kalm te hou, om te keer dat hulle nie kwaad word nie. Want as hulle sou kwaad word, sou hulle teen hierdie mense optree en dit sou gevolge gehad het. So 90% van die kere was hierdie offers gebring om te keer dat die afgode nie kwaad word nie, dat hulle gelukkig bly, dat hulle tevrede bly en nie optree teen hulle nie. Somtyds is die offers gebring ook om hulle guns te wen. En om te vra vir dinge soos reën en voorsiening en vrugbaarheid ensovoorts. Nou die Bybel, soos ek altyd sê, is so incredible. Al hierdie goed waar ons praat is in die Bybel opgeteken. So jy kan dit maar gaan lees in Deuteronomium 12. Dan kom God, dan praat hy deur Moses met die volk, dan sê hy vir hulle, hierdie praktyke van die heidense nasies met afgode, en hierdie praktyke van die heidense nasies, veral hulle handeling met bloed, julle mag nie so wees nie. Julle mag dit nie so doen nie. Die rede daarvoor was dat in die Joodse geskiedenis, in die Joodse kultuur, in die Ou Testament, was bloed ook gebruik, maar dit was vir heeltemal iets anders gebruik. So kan jy sien hoe werk die vyand altyd? Hy vat altyd iets wat God vir 'n sekere ding bedoel het, en hy probeer dit copycat, en hy probeer dit gebruik vir iets anders. So in die Joodse kultuur was bloed ook baie belangrik. Dit het 'n diep geestelike betekenis gehad, en hierdie diep geestelike betekenis was dat lewe, of bloed is gelyk aan lewe.
Bloed is lewe. Bloed verteenwoordig lewe. Die liggaam, die lewe van die liggaam is in die bloed. Nou ek wil vanoggend vir jou 'n bekende skrif lees, net om jou te help met dit. Dit is 'n skrif wat Moses natuurlik opskryf, wat van God afkom. Hoor gou wat sê hy, Levitikus 17 vers 8, hy sê, omdat die lewe van 'n liggaam in die bloed is, het ek, en daai ek is God, het ek vir julle die bloed gegee om by die altaar te gebruik. So hoor hom gou weer, omdat die lewe van 'n liggaam in die bloed is, het ek vir julle die bloed gegee om by die altaar te gebruik. Ons weet dit wys dadelik na die tempel en die tabernakel spesifiek van daai tyd, om versoening vir julle lewens te doen. Dit is immers die bloed wat deur die lewe vir 'n persoon versoening doen. OK. Wat beteken hierdie skrif? Kom ons stop eers gou daar. Ons gaan nou terugkom na hom toe. Ons weet, in Genesis het daar iets groots gebeur wat God nie beplan het nie. God sê vir Adam, hy sê vir die mens, jy mag nie van hierdie boom eet nie. As jy gaan ongehoorsaam wees, gaan daar 'n gevolg wees. Wat gaan hierdie gevolg wees? Die gevolg gaan die dood wees. En Paulus kom later in die Nuwe Testament. Nou Paulus draai nie doekies om nie. Paulus sê dit sommer eksplisiet. Romeine 6 vers 23. Hy sê die loon van die sonde is die dood. Nou baie van ons ken daai sinnetjie of daai vers net tot daar, maar hoor gou wat sê die res. Hy sê die loon van die sonde is die dood, maar, die maar verander alles. Die genadegawe van God is die ewige lewe. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Kyk, sit hom nou gou weer daar. Ons gaan terug na Levitikus 17 toe wat sê, God sê, ek het vir julle bloed gegee om by die altaar te gebruik om voorsiening of versoening vir julle lewens te doen. So hier in die Ou Testament sien ons dat God kom en ons sien die loon van die sonde was dood, maar God kom gee 'n lewe. God kom gee lewe. Hy gee offer in die plek van die dood van die mens. En in hierdie geval gee hy 'n dier se lewe. 'n Dier wat geoffer word. Nou dis hier wat ons sukkel en wat ons ratte krap om te verstaan wat presies hier gebeur nie. As jy dink net aan die tabernakel, aan die allerheiligste net, daar was verskriklik baie simboliek geweest, op die groot versoeningsdag, die eendag waarop die priester in die allerheiligste ingegaan het, was daar klomp goed geweest. Hy self het 'n jong bul geslag. Daai bloed was vir die vergifnis, die bedekking van sy eie sondes om te kan ingaan in die allerheiligste in. Dan was daar nog diere geslag, vir versoening van die mense se sondes. Daar was byvoorbeeld ook die plek waar die een bok geslag is en daai bloed is gesprinkel op die versoendeksel van die ark. Die ander bok is hande opgelê. Die volk se sondes is op die bok gesit en hy is in die woestyn ingestuur, En hy sou natuurlik later ook dood gegaan het in die woestyn. So daar was klomp sulke gebeure in die tabernakel gewees wat belangrik was. Nou ek wil hou net vas, ek weet dit klink op die stadium baie deurmekaar, maar ek wil net so 'n bietjie saam met jou deur die geskiedenis gaan. As jy dink aan die loon van die sonde is die dood, maar God kom en hy gee offer sodat daar lewe kan wees, dan gaan dit eintlik veel verder terug as hier in Levitikus, as in die tabernakel. Ek weet nie, min van ons dink ek weet dit. Die eerste keer toe ek het ontdek het, was ek so weggeblaas oor dit. Dink gou aan die tuin van Eden, vroeg in Genesis 3. Die mens sondig, wat doen die mens? Die mens is skaam. Die mens is dadelik bewus van die skaamte van hierdie sonde wat plaasgevind het. Die mens gryp na blare. Ons lees vyeblare, gryp die blare en probeer homself bedek. Wat doen God? God kom, gaan lees dit in die skrif. God kom en hy gaan maak vir die mens klere van vel. Wat beteken dit? Dit beteken 'n dier moes geoffer word. Iets moes in die plek gegee word. Had 'n offer plaasgevind en God self doen hierdie offer. Dink gou aan Abraham en Isak se storie. Isak moet geoffer word.
En die volgende oomblik sien ons daar's 'n ram. Die ram word geoffer. God voorsien dit. En wat sê Abraham? Hy noem die plek, die Here het voorsien. Ons weet, toe die Israeliete in slawerny was, moes hulle uit die slawerny bevry word, hulle moes beloofde land toe gaan. Een van die goed wat gebeur is, lammetjies moet geslag word, en die bloed moet aan die deurposte en aan die kusyn gesmeer word, en die dood gaan verby. Die loon van die sonde gaan verby, en daar's lewe, omdat daar 'n offer is, in die plek van. So sien al hierdie voorbeelde in die Ou Testament. Nou dis net so bietjie ietsie baie korts en baie klein, oor waar kom die gedagte van bloed in die Ou Testament vandaan. Maar dan spring ons na Hebreërs toe. Hoor gou wat sê die Hebreërs skrywer. Ons is hierdie jaar besig met Hebreërs. Dit is net wonderlik hoe die skrif is, daar van Levitikus na Hebreërs toe. Hoor gou wat sê hy. Sê die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Daarom sê hy, wie is daai hy? Is Jesus. Daarom sê hy met sy koms na die wêreld, aanhalingstekens, dit word gekwoteer. Offerande en offergawe wou u nie hê nie, maar 'n liggaam wat u vir my voorberei. Ja, brandoffers en reinigingsoffers het u nie tevrede gestel nie. Toe het ek gesê, Jesus, kyk, hier is ek om u wil te doen, o God. Dit is in die boekrol oor my geskryf. Ja, ons kan maar huis toe gaan. En net eers hieroor gaan dink. Toe het ek gesê, hier is ek om u wil te doen, dis in die boekrol oor my geskryf. Wat doen die Hebreërs skrywer hier? Hy gaan haal Psalm 40 aan. Psalm 40 profeteer alreeds hierdie, wat sê alles wat in die Ou Testament gebeur, al hierdie Ou Testamentiese offers, al hierdie diere lewens en so wat gegee word in die plek van die mens, omdat God die mens liefhet. Al hierdie offers wat gegee word, is nie volmaak nie. Dis net tydelik. Maar saam met dit weet ons weet, hier in Doxadeio doen ons 'n kursus, wat ons noem die groot storie van die Bybel. Ons weet, dit alles vertel net, dit wys net vooruit, na iets wat gaan kom, die ware oplossing, die ware voorsiening, die volmaakte, die ware offer, die ware lewe, die lam van God. En dan kom Johannes die doper wat die pad vir Jesus gemaak het, dan sê hy, wanneer hy vir Jesus sien, dan sê hy, kyk, die lam wat die sonde van die wêreld wegneem, hier is hy. Hier is die lam. Hier is die volmaakte lam. Hier is die offer, dit wat die Ou Testament vertel, dit wat God beplan het, dit wat God bewerkstellig het, vanuit sy liefde, 'n offer in die plek van, dit gaan nou gebeur. Nog 'n interessante ding wat die Hebreërs skrywer sê, ons moet daai stuk oor en oor gaan lees, wat ons nou net gelees het, vers 4 tot 7. Hy sê daar, dat Jesus sê, ek is hier om God se wil te doen. Ek is hier om God se wil te doen. God het vir my 'n liggaam voorberei. Wat se liggaam? 'n Liggaam wat geoffer gaan word in die plek van. Om wat te doen? Om te reinig van sondes en om die mag van die dood van die sonde te breek. Want die vyand het mag oor ons gehad. Ons het hierdie jaar al baie daaroor gepraat. Hy kon ons beskuldig. Hy kon ons aankla. Openbaring 12 vers 10 sê dit ook. Hy is die aanklaer van die broers, maar nou is hy neergewerp. So hy het hierdie wettige reg gehad, hierdie beskuldiging teen ons, en al wat dit kon breek, was die bloed van Jesus, hierdie offer van Jesus. Hoor gou mooi sê Hebreërs 10 vers 10, ek gaan nou vanoggend vir jou baie skrifte gee. Volgens sy wil, is mooi, volgens sy wil is ons heilig gemaak. Hoe? Deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, vir eens en vir altyd. Volgens sy wil. When he was on the cross, you were on his mind. I was on his mind. Dit was God se wil reg daar in die begin. Toe sonde plaasvind, toe God die klere maak van vel, toe begin God al klaar sy wil te openbaar, toe hy die storie vertel, wanneer ons die storie lees van Abraham en Isak, daai verhaal, dit wat gebeur, dan vertel God al dat hy gaan wil in ons plek, sodat hy die mag van die vyand oor ons kan breek. Ek dink die preek is klaar.
Dit blaas 'n mens weg. Ons het nou in die begin van die jaar het ons gepraat oor Hebreërs. Wat doen Hebreërs? Hebreërs kom en Hebreërs sê, daai eerste 4 verse van Hebreërs 1, stel God aan ons voor, nee, hy sê in die ou tyd het ek gepraat deur die profete, nou praat ek deur my seun. En God kom en hy sê, ek stel myself aan julle voor, aangename kennis, deur Jesus, deur die persoon van Jesus. En dan sê hy ook, maar hierdie Jesus is my seun, hy is die gesalfde koning, hy is die erfgenaam van alles, hy is die uitstraling van my heerlikheid, hy is die afdruksel van my wese, en dit is hy, in daai eerste 4 verse, dit is hy wat die reiniging van sondes kom bewerk het. Dit is hy wat die offer gaan bring. Dis hy wat die offer bring, sodat die wil van God kan plaasvind. Die wil van God, dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. Net ietsie vanoggend van die hart van God. Die wil van God. God wat lewe gee in die plek van die loon van die dood. Of die loon van die sonde wat die dood is. Nou, ons spring so 'n bietjie rond, maar ek wil gou vinnig saam met jou teruggaan. 'n Mens kan die Ou Testament lees. Jy kan veral daar waar dit kom by die tabernakel en die tempel en al hierdie offers, jy kan dit lees en jy kan verskriklik vashaak. Jy kan begin tegnies raak oor hoe dit nou presies gewerk, nê. Ou kan selfs vashaak as jy intellektueel begin dink, maar hoe werk die bloed van Jesus dan nou? Hoekom moes die bloed, my kinders het my gevra, hoekom moes die bloed van Jesus gevloei het? Hoekom is daar hierdie offer gewees het? So ou kan vreeslik vashaak in daai tegniese goed van dit. Maar vanoggend wil ek saam met jou net so iets van dit noem en dan wil ek saam met jou aangaan. En dalk is dit vanoggend net gou nodig om hierdie te hoor. Dat daar's baie goed in ons lewens wat ons gebruik en waarvan ons die voordeel het. En ons weet wat dit vir ons doen sonder dat ons weet presies hoe dit werk. Nou ek bring gewoonlik nooit my selfoon na die verhoog toe nie, maar volgende hier is my selfoon. Ek het nie 'n klou hoe die foon aan die binnekant werk nie. My plat kop kan dit nie eens uitfigure hoe connect hierdie ding iewers met 'n toring of iets en die goed gaan nie deur die lug nie. Kan dit nie uitfigure, ek het nie daai agtergrond nie. Maar ek weet, hierdie telefoon kan 'n klomp goed doen. Ek kan jou bel. Ek kan jou WhatsApp. Ek kan jou SMS, ons doen dit net nie meer nie. Maar ek kan jou nog steeds SMS. Ek kan vir jou e-pos stuur. Ek kan met hierdie selfoon kan ek nou op my banksaake gaan en ek kan kyk of julle vir my geld inbetaal het. Ek kan met hierdie selfoon die een na die ander toepassing, app, kan ek aflaai en ek kan kyk of ek kan daai apps gebruik. Ek het nou so 'n app ontdek wat jy kan kos scan. Jy scan hom net so en dan hardloop as so 'n sirkeltjie, dan sê vir jou hoeveel kalorieë is in die kos. So jy kan sien die stryd teen gewig hou nie op nie. Sy naam is Ito, hoor. As jy wil weet hoe lyk hy, kom vra gou vir my na die tyd. Doen ek sommer nou bemarking hier vir Apple. So hier is hierdie selfoon. Ek weet nie hoe hy werk nie aan die binnekant nie, maar hy doen 'n klomp goed vir my, wonderlike goed wat hy vir my doen. En as ons na die Nuwe Testament toe gaan, dan is dit die boodskap van die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus, dis goed om te weet hoe dit gewerk, dis goed om te weet hoe God dit bepaal, dis goed om te weet dat hierdie offers was alles iets wat 'n storie vertel het van God wat kom, God wat wil, hy wil offer, hy wil homself gee in ons plek, omdat hy ons lief het en omdat hy genadig is. Dis goed om al hierdie goed te weet, maar dis baie beter om te weet, wat het Jesus se bloed vir ons alles kom doen. En vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor Jesus se bloed het ons kom reinig van. Volgende week sal ons so 'n bietjie gesels oor hy het ons gereinig vir. Die bloed van Jesus het ons kom reinig van. En hoor gou hoe mooi sê die Hebreërs skrywer dit. So hier moet ons aandag nou wees. Hoor hoe mooi sê hy dit. Hy sê hoeveel, hy praat nou eers oor ons het mos nou gelees, die bulle en die bokke en als, jy weet, was nie in staat nie. Hy sê, maar hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Wow,
Hoeveel te meer sal die bloed van Jesus weer eens wat homself gegee het deur 'n offer. Want hy wil, Hebreërs 10 sê hy wil. Hoeveel te meer sal hierdie bloed ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons God kan dien, sodat ons in verhouding met God weer kan staan, sodat God se plan wat hy het met die mens weer kan gebeur. Nou, die Griekse woord wat daar gebruik word, ons gaan ook in ons Hebreërs journey, die derde ene, gaan ons so 'n bietjie oor dit praat, maar die Griekse woord wat daar gebruik word vir gewete, is die woord sunaidesis. Nou, sunaidesis beteken, ek is bewus van. Ek is bewus van, en dit beteken ek ken saam, en ek sien saam. Die Engels sê hom eintlik lekkerder, hy praat van a joint knowing saam met God, en a joint seeing saam met God. Dis hoe ek gemaak is. Ek is gemaak met 'n sunaidesis. Ek is gemaak in die beeld en die gelykenis van God, om saam met hom te ken, om bewus te wees van hom, bewus te wees van hy ken, van wat hy ken, bewus te wees van wat hy sien, en saam met hom te ken en te sien. So wat sê die Hebreërs skrywer hier? Die Hebreërs skrywer sê hier, ja, dat die bloed van Jesus het gekom, en dit het ons vergewe van ons sonde, van ons skuld, van hierdie loon. Hy sê, maar daar's iets meer as dit, daar's iets groter as dit. Hy sê, hy het ons gewete kom reinig. Ons bewustheid van ons is verkeerd. Onthou, die mens het beland in 'n bewustheid van ek is verkeerd. Ek het nie net sonde gedoen nie, ek is sondig, ek is 'n sondaar, ek is verkeerd. Dis hoekom ons in Afrikaans sê, my gewete pla my. My gewete pla my. Baie keer mense wat nog nie verlos is nie, mense wat nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, selfs hulle sê, my gewete pla my. Daar's 'n bewussyn van iets is verkeerd, iets pla. Die mens was vasgevang in hierdie slawerny. Nou ek het gedink aan 'n voorbeeld hoe om dit makliker te beskryf, en dalk is hierdie die beste voorbeeld. Dis soos om finansiële skuld te hê. Kom ek sê ek is vanoggend toegelaai met finansiële skuld. Ek weet nie hoe om uit te kom nie. Nou kom iemand van julle en sê, hoorie Nagel, gaan saam met ons op 'n lekker luukse eiland vakansie. Yes, great. Hier gaan ons. All expenses paid. Hier gaan ons. Nou is ons op daai vakansie. Ek is op 'n ander plek. Ek geniet al die voordele van hierdie uitnodiging en al hierdie voordele van hierdie vakansie. Maar kort dink ek aan my skuld. Kort dink ek, as ek gaan teruggaan, gaan ek weer hierdie skuld moet hanteer. Dis iets wat die heeltyd broei hierso in die agtergrond, want die skuld bestaan nog. Dis wat gebeur het in die Ou Testament. Die sondes was bedek, because we're busy telling a story. En God het lief, God wil naby aan sy mense kom. Ons sien dit in die tabernakel, ons sien dit op 'n klomp maniere hoe God as ware sy plan uitvoer om by die mense te wees, om by die mense te woon. So in die Ou Testament was al hierdie, dit was tydelik gewees, want dit was net bedek, dit was nog nie volledig hanteer nie. Maar nou kom sê die Hebreërs skrywer vir ons, hy het ons gewete kom reinig. So Jesus se offer kom doen nie net iets met ons skuld nie, dit kom reinig ons nie net van sonde nie, maar dit kom doen iets met ons gewete. Dit reinig ons gewete. Dit kom reinig ons gewete van hierdie toestand van skuld en van ek is verkeerd en iets pla my. Dit kom reinig ons gewete van die aanklag wat daar was van die vyand. En dis nie soos in die Ou Testament 'n oppervlakkige reiniging nie. Dit kom werk diep in die kern van die mens. Vanoggend vroeg, toe lê en dink ek daaraan dat toe die Israeliete deur die Rooi See is, toe die see nou toemaak op die Egiptenare net, toe hulle nou deur die see is, toe daai wonderwerk plaasgevind het, toe sê Moses, kom ons sing 'n loflied. En dit is in Exodus 15 daar rond, dink ek, is dit opgeskryf as Moses se loflied. En hulle sing 'n loflied, maar hulle sing tot so 'n mate hierdie loflied, dat hy vir Miriam, Aaron se suster, roep en sê, kom girl, vat die tamboerijn, hier gaan ons. Ons gaan nou Jabula. Ons is bevry uit slawerny. Nou dink gou-gou,
400 jaar in slawerny. Slawe het afgekyk. Dis so sotte in graad 8. Jy mag nie opkyk nie. 400 jaar, ek dink hulle het almal boggels gehad. Ons dink ons het boggels van selfone. Ek dink hulle het almal boggels gehad. Van afkyk, mag nie opkyk nie. En die volgende oomblik gebeur hierdie voorsiening van die Here en Moses sê vir hulle, begin 'n loflied sing. Jy kan nie 'n loflied so sing nie. Jy kan nie so dans met 'n tamboerijn nie. En daar's 'n psalm, ek weet net nie waar hy is nie. Ek kan nie nou aan hom dink nie. Wat eintlik link aan hierdie gedeelte wat sê, lift up your head. God is the lifter of my head. En ewe skielik word hierdie Israeliete bevry van hierdie slawe mentaliteit en hulle kry 'n ander identiteit, 'n nuwe identiteit. Julle is nie meer slawe nie. En dis wat die Hebreërs skrywer hier sê. Hy sê, hy het ons kom reinig van ons gewete van dooie werke. As ons praat van dooie werke, dis maklik om dit te verstaan. Wat beteken dit? Alles wat jy doen, alles van jou werke, van jou lewe, dis dood, want dis in 'n toestand van slawerny gedompel. Dis meer as net ek het sonde gedoen, of ek is sondig. Dis 'n toestand, dis 'n identiteit, dis 'n slawerny. Weereens, die wonderlikheid van die skrif. Hoor wat sê die Hebreërs skrywer al in hoofstuk 2. Hy sê, aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het hy ook net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat hy deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, kragteloos kon maak, en sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Die mens se soenhyduises, die mens se gewete wat gemaak was om bewus te wees van God en God se plan en God se heerlikheid, om saam God te ken, om saam met God te sien, was in slawerny onderwerp aan 'n verkeerde bewustheid, 'n bewustheid van my gewete pla my. Die dood het mag oor ons. Ons is op pad na die dood. Ons is slawe van die dood. Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Hoor gou vanoggend hierdie skrif. Jy moet hierdie skrif ken. Baie mense wat sukkel met 'n slegte verlede. As jy na Christus toe kom, jy moet hierdie skrif uit jou kop uit ken, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Ek en jy kon nie God se liefde, God se wil om in ons plek te offer. Ons kon dit nie verdien nie. Ons kon dit nooit verdien nie. Ons het dit ontvang. En dis wat geloof in Jesus is. Hoor gou mooi sê Petrus dit. Ekskuus vir die baie skrifte, maar dis net nodig vir hierdie preek. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hy sê, julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, so silwer of goud losgekoop is uit die sinlose leefwyse nie, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. Die bloed van Jesus kom reinig ons van sonde, maar meer as dit. Dit kom reinig ons van 'n bewustheid, 'n gewete, van slawerny, van ek is verkeerd, ek is in hierdie toestand, in hierdie identiteit vasgevang, en dit maak ons nuut, en dan maak dit ons so nuut, dat dit ons bevry ook van dooie werke. Dit roep ons in 'n nuwe identiteit in, en dit is die belydenis waarin ons vashou. Hoor gou, ek gaan vir jou dit lees, hierdie langerige gedeelte, Hebreërs 10, 19 tot 23, gaan hom stadig lees. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Langs 'n nuwe en 'n lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart in volle geloofsversekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete. En ons liggame gewas met skoon water, ons neem aan, dit verwys na die doop toe.
Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Genade, genade, genade. Liefde, liefde, liefde. God in jou plek, God in my plek. God in jou plek, God in my plek. Omdat hy wil, omdat hy wil, omdat hy wil. 'n offer. Volgende wil ek dalk net, om te begin klaarmaak, iets oor hierdie sê. Dit is so belangrik dat die Hebreërskrywer en Petrus vir ons hierso sê, dat hierdie gewete reinig van dooie werke, dit wat God vir ons gedoen het, deur Christus. Dit is so belangrik om geanker te bly aan dit, om genooi te wees, om in hierdie nuwe manier van lewe te leef. Maar daar's dikwels vir mense 'n spanning, en soos 'n rek wat trek, om in hierdie afgehandelde werk van Christus te leef. Want daar is nog 'n vyand wat wil aankla. Daar's nog 'n vyand wat nie meer kan aankla nie, maar hy wil aankla omdat hy die vader van leuns is. En ons weet hy gaan nog finaal gebind word en uitgewerp word. Maar soms kom hy na jou toe en hy kla jou aan oor goed van die verlede. Hy kla jou aan oor jou mislukkings. Hy kla jou aan oor jou ou identiteit, jou ou manier van leef. En dan vertel hy vir jou, jy's nie goed genoeg nie. Want deur dit te doen, probeer hy jou verhinder om in hierdie nuwe gewete, en hierdie nuwe identiteit, en hierdie nuwe ken, hierdie nuwe weet, hierdie nuwe saamsien met God te leef. En dis wanneer die Hebreërskrywer dan hy skryf en sê, laat ons styf vashou aan hierdie hoop wat ons bely. Hoe kan ons vashou aan hierdie hoop? Omdat daar genade was. Dis al, omdat daar genade was. In Romeine kom Paulus, die skrif komplementeer mekaar, maar so hoor gou mooi sê die vers dit, miskien het jy dit nog nooit raak gelees in daai deel hier, dis die deel net wat voor die deel wat sê, wat sal ons skei van die liefde van God? Vers 33 sê, wie sal die uitverkorenes van God aankla? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vry spreek. Dis wat die bloed van Jesus vir ons gedoen het. In die Nuwe Testament, in die Hebreërskrywer veral, nooi ons, sê, hou vas aan hierdie hoop. Herinner julleself aan hierdie hoop die heeltyd en laat die Heilige Gees toe om julle te bemagtig om in hierdie nuwe realiteit te leef. Efesiërs 2 vers 18, hy is nie op die bord nie, hy sê, want ek hou net aan met die preek, ek het hom nou nog by geskryf hierso, hy sê, want uit genade is julle verlos deur geloof. Uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Ek wil jou vanoggend vra om jou oë te sluit. Ek kan nie vanoggend hierdie woord bring, en nie vir mense geleentheid gee, om te sê, Jesus het van die begin af, God het van die begin af, deur Jesus, beplan en bepaal, dat jy nie verlore sal gaan nie, maar dat jy gered sal word. Daar, in die oomblik, toe die mens ongehoorsaam is, toe die mens sonde doen, toe maak God toe, toe cover hy, toe begin hy die storie te vertel, toe sy wil geactiveer, reg deur die Ou Testament, honderde jare, vertel hy die storie, en dan is daar Johannes wat sê, daar is die lam wat wil, daar is die lam wat jou wil red, jou wil verlos, jou wil reinig. So vanoggend, terwyl ons hier sit, wil ek vanoggend vir jou geleentheid gee. Hier is dalk mense wat vanoggend sê, Here, Efesiërs 2 vers 8, Efesiërs 2 vers 8 wat sê, is uit genade, is nie uit my verdienste nie, dis deur die genade wat ek vrygespreek kan word.
deur geloof in Jesus. Want wat gebeur wanneer ek glo in Jesus, word ek gewas met sy bloed. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, dan roep die skrif ons, kyk, alles het nuut geword, kyk. Dis God se wil vir jou om te kyk, om dit te sien, om dit te ontvang. Ons is by die hoogtepunt van ons jaarkalender, ons is by die hoogtepunt van ons evangelie. Jesus se verlossing, sy vryspraak, sy reiniging, omdat hy lief het deur sy genade, en hy nooi jou deur die skrif, deur die Gees, om dit te ontvang. Dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, Here, ek wil dit deur geloof ontvang. Deur geloof. Dankie dat U my was met die bloed, my reinig met die bloed, my reinig van hierdie gewete, van hierdie slawerny, en dat U my nooi na 'n nuwe lewe toe. As jy volgende wil reageer op hierdie woord, wil jy nie net daar waar jy sit net opstaan nie, ek wil net vir jou bid. Jesus hang aan die kruis, vanoggend toe ek hiernatoe ry, sit ek gou die radio aan, hoor ek iemand sê op die radio, dit was nie die spykers, was nie die spykers wat Jesus aan die kruis vasgenaal het nie, was sy liefde vir my en jou. As mense wat opstaan, is daar volgende nog mense wat wil hê ek moet vir jou bid. Dankie Here vir die werk wat U doen. Ek gaan nog geleentheid gee. Ek gaan nou saam bid. Dankie Jesus. Thank you for the blood. Thank you God for your sacrifice. Nog iemand wat wil staan, ons gaan saam bid. Dankie Here, kom ons bid saam, sit sommer net so jou hand op jou hart. Dankie Here dat U vanoggend harte sprinkel met U bloed. En dat ons kan verstaan Here deur die openbaring van U woord wat dit beteken. Volgende Here deur geloof in Jesus. Die enigste een wat kon, die enigste een wat waardig was, die enigste een wat volmaak was, kan ons vanoggend gered word en vrygespreek word. Dankie Here dat U vanoggend in hierdie oomblik deur die Gees werk. Dankie vir die bloed van Jesus wat vanoggend mense was en reinig. Reinig van sondes. Reinig Here van goed, van skuld, van skaamte Here, van seer, van pyn. Dankie dat ons vanoggend Here deur U bloed die koninkryk van God kan ingaan en hierdie nuwe lewe wat daar in U is kan ontvang. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, jy is welkom jou sitplek te neem na die tyd. As jy gebed nodig het hier in ons bidkamer aan die regterkant, daar gaan mense wees, maar ek wil vanoggend ook nog 'n gebed doen. Ek wil vanoggend jou vra om jou oë net so gesluit hou daar waar jy sit. Ek dink vanoggend baie keer loop ons as kinders van die Here nog met hierdie spanning, nog 'n ou gewete wat ons wil terughou. En die vyand weet dat hy sal enigiets doen om jou te beroof van die vryheid wat daar in Christus is. Wie die Seun vrygemaak het, is waarlik vry. Volgende wil ek hierdie skrif vir jou bid in Hebreërs wat sê, Jesus het gekom. Hy was vir my liggaam voorberei, hy het gekom om jou te reinig van jou gewete ook. Wie sal die uitverkorenes van God kan aankla? Hy is die een wat vryspreek.
As jy vanoggend sukkel met dit in jou lewe en jy beleef hoe dit jou terughou, hoe dit jou weerhou, dit hou jou terug. Miskien hou dit jou besig in jou kop. Miskien hou dit jou besig so in jou kop dat dit jou vrymoedigheid steel, dat dit jou weerhou van dit wat God deur jou wil doen. Daai skrif sê ook, hy het dit gedoen sodat ons God kan dien. Sodat ons God kan dien. Wanneer ons God begin dien, so is daar vrymoedigheid, daar's 'n eagerness, daar's 'n passie, daar's 'n oortuiging. So volgende miskien sukkel jy met dit. Miskien is hierdie woord volgende net vir jou, want dis wat die woord doen, hy's 'n tweesnydende swaard en hy kom maak vry. Sit dan net jou hands op jou hart en bid ons saam. Here, volgende dankie vir die uitspraak van u woord. Dankie vir die detail in u woord. Dankie dat u woord, Here, alles is wat ons nodig het. Ons sal nie van brood alleen leef nie, Here, maar van elke woord wat uit u mond uitkom, Here. En dankie volgende vir hierdie woorde. As die Seun ons vrygemaak het, is ons waarlik vry, Here. Ek wil vanoggend vir mense bid wat miskien sukkel met hulle verlede, of mense wat sukkel, Here, met aanklagte van die vyand, Here, wat hulle beroof van 'n lewe, Here, wat mense wat sukkel om te beleef, ek is ook gereinig vir. Dankie dat u vanoggend, Here, vryspraak kom bring, nuwe lewe kom bring, Here, verlossing kom bring, oorwinning kom bring, ook in gedagte wêrelds, Here. Dankie dat u vir ons 'n nuwe stand gee, Here, dat ons soos hierdie Israeliete kan wees, Here, wat deur die see is en ons koppe kan optel en kan sing en kan sê, God is the lifter of my head, because of what he has done, I am free. As gevolg van, Here, nie verdienste nie, maar as gevolg van u liefde en u genade in my plek, Here, is ek ook in my gewete gereinig. Dankie vir die vryspraak vanoggend. Dankie, Here, dat u lewe bring. Dankie vir die activation wat u saam met dit bring. Ons loof u daarvoor. Ons loof u, Here, vir u groot, kragtige, liefdevolle genadewerk in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan, ons sing hierdie lied. Thank you, Jesus, for your blood.